In hierdie video-essay bespreek ons hoe die effek van 'n afwesige vaderfiguur in kinders uitgebeeld word. In hierdie essay verwys ons ook na al die karakters in ons bespreking. In Kinders, die novel deur Chase Reis, is die afwesigheid van 'n vaderfiguur nie net 'n persoonlike pyn nie, maar 'n wond wat 'n hele gemeenskap raak. In die novel Kinders is die afwesigheid van 'n vaderfiguur 'n sentrale element. Die leemte van 'n vaderfiguur is nie net 'n individuele probleem nie, maar ook 'n sosiale probleem wat oor generasies heen streek. Die rol van 'n pa het 'n groot impak op kinders se lewens soos hulle opgroei. Nicole, Derek, Anwa en Rolanda, deur hierdie karakters te ondersoek, sien ons as die lesers hoe diep en vernietigend die impak van 'n afwesige vaderfiguur kan wees. Elkeen van hierdie karakters dra 'n seer en die gevolge op sy of haar eie manier. In hierdie opstel gaan ons die konstruksies van vaderskap en die oorsake en effekte van vaderafwesigheid bespreek, sowel as die effekte van afwesige vaderfigure in al 4 karakters, insluitend Derek, Nicole, Anwa en Rolanda. Vaderafwesigheid word verder geassosieer met gedragsprobleme in volwassenheid, aangesien kinders sukkel met identiteitsvorming, emosionele behoort en die soeke na troos en liefde by ander manlike figure. Navorsing in Suid-Afrika ondersteun dit en toon dat mans wat sonder vaders groot word, die belangrike rol van uitgebreide familie en ander sosiale vaderfigure ontwikkeling beklemtoon het. Toe is dit geskryf deur East, Hutchinson, Power en Jackson in 2018. Vaders beklemtoon dat hul rol van groot belang is in die lewens van hul kinders, veral tydens adolessensie, wanneer tieners met verhoudingsprobleme en ander lewensuitdagings gekonfronteer word. Navorsing toon dat vaderafwesigheid dikwels geassosieer word met hartseer, verlies, lae selfbeeld, woede en probleme om vertrouensverhoudings te vorm. Ons leer ken van Nicole Lamb, 'n stil dame met haar hele lewe voor haar. Sy doen akademies goed en bly met haar ma wat sterk gelowig is en wat net die beste vir haar dogter wil hê. Nicole ervaar 'n groot emosionele leemte weens haar pa se afwesigheid. In die verhaal kan jy hoor hoe sy verlang na vaderlike liefde wanneer sy met haar Mr. Snuggles praat wat haar pa gegee het as kind. Vir 'n lang tyd was Mr. Snuggles die enigste memory wat ek van my pa gehad het. Dit is 'n uittreksel uit Kinders. Sy voel verwerp en onbelangrik wat bydra tot haar soeke na erkenning en stabiliteit. Sy hoop om die liefde en leiding te kry wat sy nooit van 'n vader ontvang het nie. Sy ontmoet vir Derek wat haar baie spesiaal laat voel, wat sy voel die gaping van haar pa wat nie meer in haar lewe is nie. Omdat sy nie die sekuriteit van 'n vader het nie, vind sy haar in 'n situasie wat sy nie voor gereed is nie en raak swanger van Derek. Rolanda Fisher se lewe is weer op 'n verskillende manier beïnvloed deur haar pa se afwesigheid. Sy word groot sonder 'n pa en dit het 'n groot praktiese leemte veroorsaak, sowel as haar idee van hoe 'n man moet wees. Sy leer op 'n baie jong ouderdom hoe om 'n sterk persoonlikheid te bou en selfstandig te wees, maar innerlik dra sy 'n hinkering na beskerming en leiding. Haar persepsie van liefde en verhoudings word beïnvloed omdat sy nooit 'n positiewe voorbeeld van 'n manlike rolmodel gehad het nie. Sy vorm 'n verhouding met 'n geheimsinnige karakter wat sy beskryf as iemand wat haar bederf soos sy dit wil hê, want haar idee van 'n man is iemand wat vir jou goed koop en geld gee. 'n Afwesige vader het beduidende implikasies vir die ontwikkeling van manlikheid by seuns en mans. Baie kinders ervaar wat beskryf word as father hunger, 'n diep aanhoudende begeerte na emosionele verbintenis met hul vaders. Die gebrek aan 'n manlike rolmodel tydens kinderjare kan bydra tot gedragsprobleme,
veral gedurende adolessensie wanneer manlike gesag en leiding dikwels die nodigste is. Navorsing toon verder dat seuns wat sonder vaders groot word, 'n groot risiko het om betrokke te raak by misdaad en selfvernietigende gedrag. Anwar Anibrand is die karakter wat die duidelikste deur die negatiewe gevolge van 'n afwesige vader geaffekteer word. Sonder 'n sterk rolmodel begin hy maklik glip in die wêreld van dwelms, bendes en misdaad. Hy is basies die broodwinner in sy huishouding as gevolg van sy pa se afwesigheid. Hy verkoop dwelms om sy ma te onderhou wat verslaaf is aan dobbel. Hy noem ook dat hy baie graag wil hê sy pa moet hom leer hoe om 'n man te wees. Die afwesigheid van sy pa en sy omstandighede maak hom baie kwesbaar vir groepsdruk omdat daar geen leiding, gesag en manlike identiteit is nie. Hy raak betrokke by allerhande verkeerde goed en voel dat om mag te hê oor ander is 'n eienskap van 'n regte man. Anwar verteenwoordig die seun wie se potensiaal verlore geraak het toe sy pa besluit om vir hom en sy ma te los. En daar is geen vaderfiguur teenwoordig om hom op die regte pad te lei nie. 'n Baie unieke geval is Derek. Hy probeer baie hard om juis teen die patroon van 'n afwesige vaderfiguur te veg. Hy probeer baie hard om teenwoordig te wees in Deja se lewe. Hy beleef die impak van 'n afwesige vader op twee maniere. Eerstens, dra hy self die bagasie van 'n seun sonder 'n pa as 'n rolmodel, as gevolg van sy pa se drankprobleem wat gelei het tot sy dood. Tweedens, besef hy hoe moeilik dit is om vir sy kind die vader te wees wat hy nooit gehad het nie. Die enigste vaderfiguur wat ingestaan het as sy pa, was sy broer Ninja, wat ook nie 'n goeie voorbeeld was nie, as gevolg van sy bende verwante lewe en hy in die tronk is. Derek se karakter wys dat die siklus van afwesigheid baie moeilik kan wees om te breek. Hierdie novel van Chase Reis bied 'n veelvlakkige beeld op die impak van afwesige vaders. Nicole se onsekerheid, Anwar se afdwaal in die bendes, dwelms en misdaad, Derek se stryd om anders te wees en die siklus te breek, en Rolande se idee hoe 'n regte man moet wees. In elk van hierdie karakters dra dieselfde probleem, 'n leemte waar vader moet wees. Die novel kennis wys hoe hierdie afwesigheid soort van 'n domino effek veroorsaak. Dit verwoes nie gesinne nie, maar dit maak inbraak op hoe individuele opgroei en watter impak hulle op hulle gemeenskap kan hê.